Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Goeiemôre julle. Baie welkom en baie dankie dat julle hierheen gekom het vanoggend. Ek hoop dat saam met hierdie sagte reën daar iets anders ook in jou hart sal val wat vrug mag dra en dat daai vrug goed sal wees wat jou gelukkig maak, want ons almal wil graag hierdie lewe wat ons het 'n gelukkige ene ervaar. Mag dit vanoggend vir jou 'n paar minute wees van vrede, van ontspanning en van totale bevryding van alles wat mag pla tans in jou lewe. Dankie Jannie en Letitia, lei ons na daai plek van rus.
dankbaarheid en haar susters. Dankbaarheid is 'n holistiese ervaring. Ek wil eers so 'n lysie gee van goed wat dankbaarheid nie is nie. Dankbaarheid is nie slegs 'n denkproses nie. Dit is ook nie 'n modegier nie. Dit is nie 'n spirituele foefie nie. Dit is nie 'n sosiale verwagting wat druk op ons uitoefen nie. Dit is nie iets wat forceer kan word nie. En dit is ook nie iets wat as 'n teenmiddel vir negatiewe emosies gebruik kan word nie. Dit is nie kunsmatige optimisme nie. Dit is gewis nie 'n miskenning van die pynlike ervarings wat ek en jy in die lewe deurmaak nie. Dankbaarheid is 'n gesonde verhouding met die realiteit. Dankbaarheid begin eerstens in ons liggame. Julle sal onthou dat ek flissies gesê het, dit is nie bloot 'n denkproses nie. Dit is nie iets wat jy slegs in jou gedagtes staan maak nie. Dankbaarheid begin in my en jou lyf. Waarom? Omdat dit nie eerstens 'n kognitiewe staat is nie. Dit is nie eerstens 'n ingesteldheid nie. Dit is nie iets waar jy jou gedagtes oefen en jouself leer om lysies op te sê nie. Dit is nie om 'n dankbaarheidslys op te trek die oomblik wanneer jy voel dat die lewe met sy donker wolke by jou voordeur ingerol het en jy gryp na papier en pen om jouself uit 'n dreigende staat van weemoed of neerdrukkende neerslagtigheid te red nie. Dankbaarheid begin waar jy met jou lyf werk. Wanneer 'n mens onder spanning verkeer, en daardie spanning alles behalwe gelukkigheid en dankbaarheid in jou laat opwel, dan is jou liggaam in 'n chemiese staat. 'n Chemiese staat van veg of vlug. 'n Veg of vlug staat staan lynreg teenoor iets soos dankbaarheid. Jy kan jouself met geen hoeveelheid gedagte en kognitiewe tegnieke of enige vors in 'n staat van werklike, holistiese dankbaarheid kry, wanneer jou liggaam in 'n veg of vlug toestand is nie. Soos ek gesê het, die twee opponeer mekaar. Dankbaarheid is ook 'n staat. Dis 'n staat van veiligheid, 'n staat van ontspannenheid en is 'n staat van openheid. Veg of vlug is nie een van hierdie drie nie. 'n Mens moet dus, om by dankbaarheid te kan arriveer, moet jy eers die spanning uit jou lyf ontlaai. Dan moet 'n chemiese verandering in jou lyf en in jou brein plaasvind. Om daarby uit te kom, moet jy ook uit veg of vlug kom, sodat jy uit jou oerbrein kan kom en 'n heelbrein ervaring kan hê. Want in jou oerbrein sal jy nooit by dankbaarheid kan uitkom nie. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons hierdie spanning uit ons lyf ontlaai, sodat ons by dankbaarheid kan aankom? Ons moet eerstens 'n liggaamsbewustheid kry. Jy moet jouself bewus maak van wat jy voel. Hierdie staat van veg of vlug, hierdie spanning, hierdie stres. Jy moet daarvan bewus word. Dit beteken dat jy moet agterkom hoe jy asemhaal. Jy sal agterkom dat jy vlak asemhaal. En jy sal dit nie oordeel nie. Jy sal kennis neem.
Jy sal jou emosies ervaar en jy sal hulle nie oordeel nie, jy sal hulle voel en van hulle kennis neem en die boodskappe kry wat jou emosies vir jou wil gee. 'n Baie eenvoudige voorbeeld het in hierdie week in die opname van die 2-rigting gesprek wat ek môre sal deel, ter sprake gekom. My gas op 2-rigting het gesê, dis baie belangrik om wanneer jy kwaad word, vir jouself te vra, wat sê hierdie woede? Wat sê hierdie staat van aggressie vir my? Want heel moontlik vertel dit vir jou iets van die omgewing of die verhouding waarin jy is en dat dit toksies is. Ons is deesdae geneig om eerstens te sê, ek moenie kwaad wees nie. En dan probeer ons hierdie kwaad omdraai en iets anders, deurdat ons dit oordeel as iets sleg, en ons self veroordeel omdat ons dit ervaar, en dat ons dit geheel en al vir onsself eien as iets wat net by ons berus om te verander. En dikwels is iets soos woede vir jou 'n boodskap oor jou omgewing. En dat jy in jou omgewing iets moet aanspreek, vir iets anders moet vra van die persoon wat teenoor jou staan en dis meer. Dis belangrik om jou emosies nie te oordeel nie. 'n Mens kan nie kunsmatig van stres ontlaai nie. Jy moet werklik van stres ontlaai as 'n holistiese heel belewenis. En dit gebeur net wanneer ons eerlik is daarmee dat dinge is wat hulle is. Ek haal vlak asem, ek het sekere emosies. Hierdie emosies spreek van spanning en stres en druk. Ek gaan dit nie oordeel nie. Dit is wat dit nou is. Eerstens moet 'n ou sug. As jy diep kan begin asemhaal. Dis iets wat jy kan doen. Jy kan op daardie manier met jou liggaam begin werk, deur met jou longe te werk. Diep inasem en uit. Inasem en uit. En dit sal jou liggaam en jou brein tot bedaring begin bring. Dan kan 'n mens bewegings doen, stadige, vloeiende bewegings, soos om te strek of te dans, yoga te doen. Enige beweging wat jou liggaam uit hierdie staat van spanning kan uitlei na 'n plek waar die liggaam kalm is. En dan kan jy jouself aanraak. 'n oop hand op die borskas bring 'n gevoel van aanvaarding. Deur jou eie arm te vryf met jou hand, skakel in jou brein iets aan van om veilig te begin voel. Want in stres en spanning voel ons nie veilig nie. En ek het reeds gesê, as jy by dankbaarheid wil aankom, moet jy in 'n staat wees ook van veiligheid. Bring jou brein liggaamlik by daai plek waar jy veilig voel. Nou as ons by daai plek gekom het waar jou liggaam kalmeer het en jou liggaam oopgemaak het en jou liggaam nie meer die spanning ervaar nie, maar jou liggaam daarvan ontlaai is en jou brein begin het om in 'n sone van veiligheid in te beweeg. Nou raak my gedagtewêreld ontvanklik vir dankbaarheid. Dit is steeds nie 'n tegniek om die pyn waarin jy verkeer te verminder nie. Dit gaan niks wat jy beleef uit die wêreld maak nie. Dankbaarheid probeer ook nie om deur kunsmatige gedagtes pyn en trauma te minimaliseer nie. Dankbaarheid probeer nie 'n ander mens se pyn afmaak nie, ook nie jou eie nie. En dit wil ook nie pyn ignoreer nie. Ons is glad nie met 'n sy-stap aksie besig nie. Hierdie gaan meer oor pyn en dankbaarheid. Dankbaarheid beteken dat ek dankbaar sal wees in pyn. Dat ek teenwoordig sal wees in pyn. Om vir jouself te sê, ag man, jy's nou belaglik, jou stres, jou pyn is nie so groot nie, kyk dan nou, hoe lyk ander mense se lewens, en begin om vir 'n slag te draai na dit waarvoor jy dankbaar kan wees.
Dit is om kunsmatig voor die spieël te gaan staan, vir jouself te preek, lelik en hard met jouself te wees, miskennend te wees oor die ervarings waarin jy jou bevind, en jouself aan te maan of te forceer, om met gedagtes jou lewe toe te gooi, asof dit met 'n kombers verberg kan word. Ek gaan lees wat ek hier geskryf het. Dankbaarheid is nie 'n gedwonge poging om negativiteit te oorkom nie. Dit is 'n manier om ons verhouding met die lewe as 'n geheel, pyn ingesluit, te verdiep. Dit is om pyn en dankbaarheid tegelyk te ervaar. Nie as 'n teenstelling nie, maar as 'n bewussyn wat albei kan hou. Twee aspekte van die geheel. Hoe sou dit lyk? Dit beteken dat ek beide pyn en vreugde erken. Maar baie meer is erken, want dit bly net kognitief. Om filosofies of ideologies te sê, ja, die lewe bestaan uit pyn en vreugde, bly steeds iets wat in jou kop as 'n teorie daar sal woon. Jy moet pyn en vreugde kan beleef. Dit beteken ook 'n teenwoordigheid in die seer wat jy ervaar, in die verliese wat jy beleef, in dit waarna jy verlang maar nie het nie, in die teleurstellings, in die miskenning, in die verontregting, in die vernedering, dat jy dit sal beleef en jouself sal toelaat om teenwoordig te wees daar, want dit is deel van die werklike lewe. Om in verhouding tot die lewe te staan beteken dat ek mag ervaar wat ek ervaar. Dat ek mag sit en dit voel. En dat ek nie toelaat om reg van die Sondagskool, reg deur die kerk of uit enige gesprek wat ek op YouTube uit 'n lewensafrigter se mond gehoor het, myself te bepreek en te veroordeel en te maan om uit daardie arena van die lewe uit te stap nie. Ek moet dit ervaar soos wat ek vreugde ervaar. Die ironie oor pyn en negatiewe emosies is, wanneer jy met hulle sit en jouself toelaat om dit te beleef en jouself nie oordeel of daaruit forceer nie, is die beste manier om dit weer te sien gaan. As 'n klein kind onbelangrik voel, sal hulle gewoonlik probeer aandag trek. En indien ons daardie klein kind skrobeer of stil maak, sal hulle nie ophou nie. Maar wanneer jy daai kind op die skoot tel en vasdruk, sal jy ervaar dat die kind kalmeer, belangrik en liefgehê voel, veilig voel en hulle self weer losmaak uit jou arms en wegdraf en gaan speel. Jare gelede, dit was letterlik hierdie jaar 30 jaar terug, het my een broer en sy vrou by my en my gewese vrou kom Kersfees hou. My ouers was ook daar. My pa was 'n kwaai oupa. My broer was 'n baie streng pa. Sy dogtertjie was skaars gebore. En hulle het haar op 'n bed in 'n kamer in ons huis neergelê en ons almal het gekuier. Haar boetie was 3 jaar oud en hy het met 'n plastiek cricketkolf het hy deur die huis geloop en alles geslaan wat hy kon sien. En sy pa het hom 'n paar maal skrobeer en uiteindelik 'n pak slaag gegee daaroor. Toe die dogtertjie aan tafel in haar ma se arms as 'n paar babatjie sit en haar ma eet en vryf die ou pasgebore dingetjie se koppie, toe was hy hardhandig met sy klein sussie en hy het weer die cricketkolf opgetel en met die ding swaaiend loop en goed raakslaan in ons eetkamer. My broer het opgevlieg en het nie goed geëindig vir sy seentjie nie. Jy verstaan nie waardeur hierdie kind gaan wat op 3 jaar oud skielik sy ouers moet deel met 'n nuwe sussie nie.
En ons kon deur die goed praat. Maar daai is telkens wanneer ek dink oor negatiewe emosies en hoe mense nie gegeen word om te wees wie hulle is wanneer hulle pyn ervaar nie, dan is dit vir my 'n voorbeeld van wat daar gebeur. As jy daai kind kan optel en vashou, terwyl jy langs die pasgebore sussie gaan sit, sal jy sien hoe die greep om die cricketkolf verslap. En hoe hy nou met vrede op sy gesig en sy hart sal afspring van die stoel en wegdraf en homself gaan besig hou. Dit is ek en jy wanneer ons pyn ervaar. Dikwels het jy daai denkbeeldige cricketkolf in die hand en daar dreig in jou die oorlog wat met veg en vlug gepaard gaan. Jy's normaal. Dis hoe jy gemaak is om te wees wanneer jou wese bedreiging ervaar. Dis wat jou liggaam sal doen. Hy sal jou neem na jou oerbrein as die setel van beheer en jy sal vlug of veg. Wanneer 'n mens daai toestand net laat wees, dan sal jy ook die pyn van die lewe leef, maar sal die pyn uit jouself heel ironies die spoedigste weg kan gaan. Dit bring my by 'n plek waar ek uit 'n werklikheidservaring na die lewe toe kom. Nie uit 'n konsep in my kop nie. Nie uit 'n paar preke uit geestelike tekste nie. Nie uit die ordentlike wat vir ons voorgehou is in ons grootwordjare nie. Nie in die ontmensende lewensfilosofie wat ons deesdae gebruik om op 'n manier te probeer om hoër en beter te wees as bloot mense nie. Jy sal 'n werklikheidservaring hê. En wanneer jy met 'n werklikheidservaring kom, dan laat jy jouself toe om pyn te ervaar en selfs kwaad en seer te voel. En terwyl jy jouself toelaat, sal die bedaring kom. Want jy het mos nou met jou liggaam gewerk en jou liggaam is reeds kalm. En nou begin jy met jou brein werk om in die heel brein die werklikheid te begin sien vir wat dit is, maar dit ook te beleef. Jy mag alles oor die spektrum van emosies ervaar. Want die lewe bied vir jou alles oor die spektrum van pikswart tot gillend geel, soos die son wat skyn. Alles bied die lewe vir jou en daarom mag jy in relasie daartoe al hierdie emosies ervaar. Wanneer 'n mens dit doen, dan sal dankbaarheid uiteindelik 'n natuurlike reaksie wees en nie 'n geforseerde systap van die werklikheid nie. Hoe doen mens dit? Dit is wanneer jy in die oomblik leef. Dalk is hierdie oomblik grys en grou. Dalk is hierdie oomblik soos 'n klou wat om jou lewe probeer 'n greep kry en jou hart wurg. Dalk is dit swaar. Dan kan jy hierdie oomblik beleef en in hierdie oomblik wees, maar wanneer jou liggaam kalmeer het, is jy in jou heel brein en is jy in staat om hierdie oomblik aan die res van jou lewe te verbind. En nie te isoleer nie. En dis een van die probleme wat angs en spanning met ons doen. As ons nie ons liggame kalmeer nie, kan jy nie hierdie oomblik waar iets verkeerd geloop het, anders beleef as geïsoleer nie. Want in 'n veg en vlug respons fokus jou oerbrein net op dit wat jy nou hier sien. Dis gevaar, ek moet daarmee beklei of ek moet daarvan weghardloop. Ek kan nie die res van my lewe sien nie. En dit is dan wanneer mense goed skree soos my hele lewe is 'n gemors. Niks werk uit nie. Alles is altyd teen my. En dan draai ons na hulle toe of na onsself en ons sê word net groot. Jy kan nie volwasse wees as jou liggaam in daai staat is en jy in jou oerbrein vasgevang is nie, want jy's nou heel met reg in 'n veg of vlug respons.
Jy moet jou liggaam kalmeer en as jou liggaam kalm is, kan jy in jou heelbrein na die plek toe gaan waar jy die hele werklikheid ervaar en niks daarvan oordeel nie en waar jy uiteindelik hierdie oomblik in verband kan bring met die res van jou lewe en waar jy self sonder dat iemand jou dwing sal sê, "Sjoe, dis nie nou lekker nie." Maar die dinge gebeur ook want my lewe is vol van allerhande goed, lekker en sleg. En in daai oomblik daag jy op, kognitief en emosioneel, met 'n heel brein en 'n liggaam wat gekalmeer is, vir die soet en nou ook die suur van die lewe. Jy maak nie die oomblik los van die res van die lewe nie. Want as jy dit doen, dan word jy soos daai prekerige persoon wat nie jou sal kyk en sal sê, maar jy's daarom maar nou ongelooflik kinderagtig, jy's daarom ongelooflik ondankbaar, kyk net 'n bietjie wat het jy alles in die lewe en nou fokus jy op hierdie dingetjie. Daai is baie ontoepaslike maniere van omgaan met die lewe. Ons oerbrein, wanneer hy alleen aktief is, sal niks anders kan wees as net dit nie kinderagtig en nie in staat tot 'n geheel ervaring van die lewe nie. Hoegenaamd nie in staat tot dankbaarheid nie. Dus, jy kom by 'n plek waar jy nie net vir dankbaarheid wil ontmoet nie. Jy wil dankbaarheid en haar susters as familielede in jou lewe verwelkom. Wie is dankbaarheid se susters? Dis eerstens jou lyf. Dis jou asemhaling. Jy wil eerstens jou lyf by kalmte bring. Dan wil jy jou hele brein in besit kry. Jou hele brein aan die bestuur en ervaar kry. Dan wil jy in die oomblik die lewe ontmoet met 'n oop hand wat oopgaan in steede van veg. Oopgaan vir die suur en die soet van die lewe, sodat dit alles in een hoop deur jou vingers in jou skoot kan val. Dan is jy by dankbaarheid. Dankbaarheid kom nooit alleen by jou deur aanklop nie. Sy bring jou liggaam saam, sy bring jou heel brein saam, en sy bring 'n ontspanne oop hand en 'n skoot van ontvanklikheid met haar saam. So kan ek en jy bly en dankbaar selfs in die donker oomblikke van die lewe leef. Niks daarvan is geforseer nie. Niks daarvan is 'n spirituele systap of 'n breintruc nie. Dis 'n werklikheidservaring waar ek en jy 'n diep, 'n eerlike ervaring en verhouding het met die spektrum van die lewe. Dankbaarheid. Sou dit 'n glimlag wees wat pyn verbloem en deur droewige gelaat met vors probeer kraak? Of woorde wat wonde van ons stem probeer stroop? Dalk 'n ligte lag, een wat ligsinnig soos 'n piknikkombers oor neerdrukkende gedagtes vou, 'n skamele skadudans van hoop. Dankbaarheid is allereers 'n asem, die diepste sug uit die ruimte waar hart en longe ritmies in en uit lewegewend dui. 'n Sug wat spanning uit stramkake verlos, 'n liggaam wat versag, 'n voetval wat voel 'n pad in die lang grasbaan. Dankbaarheid is nie 'n valse blink versiersel wat smart met goed wat glim verdoesel nie. Dankbaarheid is 'n oop hand oor rou herinneringe waarin beide seën en seer deur die vingers sif en as 'n deurleefde geheel in die skoot kom rus. Dankbaarheid dwing nie. Dit verseg om leenagtig net die lig te bely en die donker in versinning te verswyg.
Om dankie te sê is om volledig op te daag in soet en suur en met realisme as pantser in jou eie vel te bly. Baie dankie weer eens dat julle hier was. En as jy tyd het, kom drink saam met ons 'n koffietjie hierbo. As jy nou nie kan nie, dan is dit heeltemal verstaanbaar, maar jy het ook ander dinge wat aandag verg. Ek wens julle 'n week toe waar jy, hoe sê julle op Engels, look at the bright side. Maar na vanoggend weet julle, dit beteken nie om net na die silwerrandjie te kyk nie, maar jy sal terugstaan en die hele wolk sien. Mag elke oomblik hierdie week van jou gebed wees in al die ander oomblikke, sodat jy die hele lewe ryk mag ervaar en in balans. Mag groot vrede telkens jou liggaam, jou kop en jou hart tot bedaring bring en mag jy selfs
baie dankbaar en bly wees. Baie dankie Jannie en Letitia vir die mooi musiek. Ons gaan vir oulaas luister en dan mag ons gaan. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.